Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Dis subtiels, dis dalk nie iets wat jy direk doen nie, maar dit is 'n natuurlike reaksie wat kom na jou toe wanneer jy in daai plek is. Of selfs as jy nog nie 'n gelowige is nie, wat is jou verstaan van kerk? Wat is jou verstaan van wat ons hier doen en van Jesus en wat glo jy moet jy doen om aanvaarding te kry by God? Wat glo jy moet jy doen sodat God jou sal lief hê? In opsomming, wat is jou crutch? Wat is jou geestelike kruk? En regtig wat ek bedoel is, wat glo jy? Jy kort, sodat jy nie daai sit jy op jou hand, daai is wat hier onder kom, daai kruk. Die een wat, as ek hom wegvat, gaan jy omval. Wat is daai ding? Daai ding wat jy kort dit, jy het vir Jesus, maar jy kort hierdie ding om te kan loop. Jy kort hierdie geestelike kruk om jy te kan ondersteun of jy gaan val. Vir jou om werklik in jou kop volle, ryk, geestelike lewe te kan hê, 'n passievolle, radikale, Jesus volgende liefde te kan hê. Wat glo jy kort? Glo jy moet meer bid? Glo jy moet meer Bybel lees? Glo jy moet meer kerk toe kom? Glo jy moet harder probeer, jy moet meer Bybelstudie doen, jy moet meer lei, jy moet minder Sondag selfs. Glo jy moet net jou sonde wegsit. Ek moet net ophou Sondag. Wat is daar? Daar's honderde goed wat dit moontlik kan wees. Maar luister asseblief. As ons antwoord op die vraag nie vanaand, as ons antwoord nie met oortuiging vanaand is, as ons antwoorde op die vraag met oortuiging nie Jesus is nie, as ons nie met alles in ons glo vanaand dat Jesus alleen die een perfekte bron is, wat enigste ding wat jy nodig het vir die perfekte geestelike lewe. As Jesus nie dit is nie, dan kan ons maar almal erken. Ons het geestelike crutches. Ons het geestelike crutches. Ons het Jesus, maar ons het iets wat ons wil bysit. Ons het iets wat ons wil by Jesus sit, vir ons om goed genoeg te voel. En so, ons moet almal net stop, en regtig bidend vanaand luister na God se woord. Hierdie goeders moet ons juis bid, want dit is subtiel. En so voor ek verder aangaan, ek wil bid, Heilige Gees kom wys ons. So bid saam met my vir hierdie preek. Ek weet ons het gebid, maar ons kan nie genoeg bid nie. Ons wil 'n aanddiens wees wat bid. Julle saam met my. So kom ons bid weer. Vader, ons kan nie hierdie sien sonder u Gees nie. Heilige Gees, kom en wees ons genadig en maak ons oop vir die woord en maak ons oop vir ons harte dat ons sal sien wat u vir ons vanaand wil gee. Wat u vir ons vanaand wil sê. Amen. So hier is hoe ons deur hierdie teks gaan werk vanaand. Eerstens wil ek hê ons moet net bietjie verder kyk na hierdie konsep van 'n geestelike crutch. 'n kruk, die ding waarop ons leun en ons gaan bietjie daarna kyk in die eerste punt in vers 1 en 4. En dan gaan ons kyk na Paulus se alternatief vir ons geestelike krikke. Ekskuus julle, weet nie wat dit is nie, maar daarom bly julle wakker. So dis die tweede punt. Wat is Paulus se alternatief? En hy gaan ons terug verwys natuurlik na ek dink is my foon. Is dit my foon? Slim vat. Ekskuus, my foon was langs aan die mic ding. So as tweede punt gaan ons kyk na Paulus se alternatief en natuurlik gaan hy ons wys na Jesus. Jesus is 'n onuitputbare skat. 'n eindelose skat. En dan natuurlik in die derde punt wil ek net verwys na Paulus se groot opdrag in die lig van alles wat hy vir ons gesê het. Hy gee vir ons 'n groot opdrag in vers 6 en 7. En dit gaan die derde punt wees.
So kom ek spring sommer net reguit in die eerste punt in. Ons geestelike krikke. So Paulus begin in vers 1 en hy sê, I want you to know, Colossense, I want you to know how great a struggle I have for you. En laas week in hoofstuk 1 het hy ook gesê, hy sê, Jesus we proclaim, warning everyone and teaching everyone with all wisdom. Hoekom doen ons dit? We may present everyone mature in Christ. Volwasse in Christus. En dan sê hy in vers 29, for this reason, maturity in Christ, sterk gelowige, volwasse gelowige, for this I toil, struggling with all his energy that he powerfully works within me. So Paulus worstel, hy struggle, hy dink aan iemand wat 'n berg oploop teen die wind, dis Paulus. Hy struggle, hy worstel, hy beklei. Vir elke 2 tree op, gee hy 1 terug. So hy kom daar, maar dis worsteling. Hy struggle, hy toil. En hy sê, hy doen dit vir ons, vir die kerk. Hy beklei. Jy weet, Paulus skryf hierdie brief van die tronk af. Hy sit in die tronk. En hy skryf daar, so beklei hy. En die groot vraag is, hoekom? Waarvoor beklei hy? Hy sê, hy beklei vir ons om maturity in Christ te ontdek. En die rede hoekom hy soveel aggressie ervaar, Paulus, regdeur sy bediening. Nie gelowige, selfs in kerke val hulle hom aan. In elke brief hoor julle hoe aggressief is mense teenoor Paulus en die bewyse is, selfs as wat hy in die tronk sit. Die vraag is, hoekom? Hoekom ervaar hy soveel weerstand? Die antwoord is, met alles in Paulus, beklei hy vir Christus alleen. I preach Christ and him crucified, niks anders nie. Dis hoekom Paulus soveel weerstand verstaan. Die ander antwoord, die manier hoe ons dit moet sien vanaand is Paulus beklei teen gelowiges en nie gelowiges se geestelike crutches. Hy beklei teen dit. Hy wil daai geestelike crutch onder jou uitdruk. Hy wil vir jou oorwys dat jy staat maak op jouself om jouself te red. En hy wil vir mense oorwys hoe diep jou nood gaan om jouself te red. En mense raak kwaad. Mense raak aggressief. Ons raak aggressief. Want wanneer jy daai ding wil uitdruk, voel ek my lewe val in mekaar en jy spreek iets aan in my identiteit. Hierdie is die ding waarna ek klou. Ek dink hierdie ding is deel van my ring. Hierdie ding laat my goed voel oor my geloof. Hoe kan jy dit wegvat? En vir my sê, hier's alleen is goed genoeg. Iets wat so deel is van ons lewe, ons raak aggressief. Ons wil verdedig, ons wil terugstoot, ons wil in die donkerte bly teen die lig, net soos toe Jesus gekom het. Ons wil hom doodmaak. Ons wil nie daai waarheid hoor nie. Dis ons fondasie. En so mense val vir Paulus aan. Hulle raak aggressief. So wat doen hy? Hy worstel. Hy worstel nie net teen die nie-gelowige nie, selfs in die kerke skryf hy briewe soos die brief van die Kolossense om teen hierdie valse leraars op te staan. Om vir hulle te wys. En so hy beklei, en nou moet ons vra, wat is hierdie crutches presies? Wat is hierdie geestelike krikke presies? En so ons moet net onthou, voor ons daai vraag beantwoord, die valse leraars wat hierdie kerk geïnfiltreer het, hulle kom in hierdie klein kerkie wat 'n wonderlike 'n begin gehad het. Vol van vrugte, vol van liefde, vol van die Gees. En hierdie valse leraars kom in en hulle sê vir die Kolossense, luister julle, die ware true spirituality, die toppunt van geestelik wees, as jy die beste gelowige wil wees, ja, hou vas aan Jesus, maar jy kort iets. Jy moet nog doen. Paulus sê in vers 4, hy sê, I say this in order that no one may delude you. So no one may persuade you, deceive you, lead you away with plausible arguments. Dis wat gebeur het in die kerk. Mense kom en sê, ja, Jesus, maar daar's al hierdie ander goed en dit maak jou 'n gelowige. Hulle sê, ware wisdom and knowledge kom nie net van Jesus af nie. Daar's nog goed wat jy moet doen. Jy moet ander oefeninge
ander geestelike crutches optel. En hierdie is presies wat met ons gebeur. Ek sou sê daar's vandag meer lering, meer valse lering vandag in ons kerke, wat hierdie selfe valse Jesus plus boodskap preek as wat daar was selfs in Paulus se tyd. Selfs in Paulus se tyd. So weer eens, wat is hierdie geestelike crutches? Wat is hierdie goed wat Jesus klein maak deur te probeer aanvul by Jesus? Kyk gou saam met my na 'n verskriklike behulpsame diagram. Hierdie is iets wat ons al heelwat by Ligpunt en by aandiens gebruik, want ons glo dis presies wat God se woord sê. En so dis baie behulpsaam. Dit gaan heelwat nou oplei, en so volg saam met my, soos wat ek deur dit praat. Hierdie is wat ons noem 'n cross chart. Dit verduidelik 'n beginsel wat ons hierso sien. So hier's wat gebeur. Sien julle daar's niks en dan skielik is daar 'n vlam. Okay, daar's 'n vlam, daar's niks en dan skielik is daar die kruis en 'n vlammetjie onder die kruis. Ekskuus as dit klein is, maar ek seker julle sal volg. Hierdie is wat gebeur wanneer ons vanuit die dood deur Jesus Christus opstaan tot nuwe lewe. Daar was niks en ons ontdek vir Jesus. God was nie regtig deel van ons lewens nie. Inteendeel, dalk was hy deel van jou lewe, maar God was nie jou alles nie. Jy was nie bekeer nie. Maar ergens in jou lewe het jy 'n storie van waar jy God ontmoet het. Jy het vir Jesus in al sy glorie ontdek. Jy het hom ervaar, hy het met jou ontmoet. Jy het sy liefde en vergifnis, jy het dit gevoel, jy het geweet jy's vry, jy het geweet jy's vergewe. Jy het geweet, ongeag jou sonde, dat hy jou lief het. Jy word wakker tot die realiteit dat jy 'n verhouding kan hê met Jesus. Hierdie is jou redding. Jy besef, jou pad, wat ook al pad jou op was, dis nie so goed nie, Jesus se pad is beter. En jy laat eintlik gaan van 'n deel van jou lewe. Jy verloor iets, jy draai weg, jy repent en jy glo, hy is jou redder, hy is jou Lord, jy's op 'n nuwe pad, jy's nou 'n disipel. Jy's nie meer wie ook al jou ou lewe was nie, jy's nou 'n disipel, jy het 'n nuwe identiteit. En daar brand 'n vlam in jou. 'n jong, opregte, passievolle geloof. Dis die begin. Maar met die tyd gebeur een van twee dinge. Kyk mooi, daar's twee pyle wat wys. Twee pyle wat opgaan. Soos wat jy aangaan om jou geloof uit te lewe, gebeur iets. Soos wat jy aangaan, ervaar jy nog baie van jou eie sonde, die boonste deel. Nee, die onderste deel. Jy ervaar jou sonde. Soos wat ons aangaan, ervaar ons so baie van sonde. Ons sien selfs die gebrokenheid van die wêreld om ons. Suffering breek ons. Ons sonde breek ons. Sien ons verlede. Ons sien goed waarvoor ons ontsettend skaam is. Ons weet ons moenie hierdie doen nie. Ons weet ons moenie. Maar ons gaan aan. Ons sien die gebrokenheid van onsself en van die wêreld om ons. En nie net een keer nie, maar die pyltjies nie, hy gaan aan. Want vir die res van jou Christelike reis gaan jy meer en meer sonde in jou hart ontdek. En daar gaan meer en meer pyn en lyding kom oor jou pad. Dis die gebroke wêreld van ons lewe. Maar nie net dit nie, kyk na die boonste pyltjie. Ons sien nie net ook ons sonde nie, ons sien aan die ander kant God se heiligheid. God se wette, hy verwag dat ons perfek moet wees. Ons sien God se woord en alles daarin wat ons moet doen om 'n ware disipel te kan wees. Ons sien God in al sy almag en al sy heiligheid en kan julle sien daar's 'n gaping. Jy ervaar in jou Christelike lewe soos wat jy aangaan, ek is 'n sondaar en hy is perfek en heilig en hy het verwagtinge en die gaping groei tussen jou en God. Die gaping groei tussen jou en God. Hy voel al hoe meer ver weg. Hy voel asof hy jou nie eintlik meer wil hê nie. Dalk in die begin, maar nou nie meer nie. Nie nou met wat ek sien in my lewe nie. Nie nou met die suffering wat ek beleef nie. Hy kan nie lief wees vir my nie. Ons sien God en ons sien onsself en die gaping begin groei. En dis wat gebeur in ons Christelike lewens. Ons gaan in 'n geestelike depressie in. Ons voel net nie goed genoeg nie. In die kerk vergelyk ons onsself met ander mense, ons vergelyk onsself met hoe hulle bid en ons dink ek is nie daar nie. Ek gaan nooit daar wees nie. En hier
julle, hier, in hierdie geestelike gat, hierdie gaping, sien daai tweede kruisie is, die kruis is klein. Die kruis is klein, want die gaping groei. Daar is waar ons geestelike crutches ontdek. Ons ontdek daar die goeders wat ons na toe hardloop, wanneer ons dink Jesus is nie meer goed genoeg nie. Hier sien ons geestelike crutches. Wat doen ons harte wanneer ons onsself in hierdie gat bevind? Een van twee dinge. Of performance. Kyk na die boonste deel van daai klein kruisie. Jy probeer opmaak vir hierdie gaping tussen jou en God deur te perform. Net soos wat dit klink, dis presies hoe dit is. Performance. Hierdie crutch, hierdie ding waarop jy lees, ek gaan net harder moet probeer. Ek gaan net meer van myself moet gee. Ek gaan meer moet doen. In ons eie krag wil ons meer werk doen. Harder werk doen, meer vir onsself gee. Gee my enige wet, ek gaan dit doen. Jy gaan perfek wees. Jy gaan alles doen om elke wet na te kom. Jy gaan nie een stilte tyd mis nie. Nie meer nie. En so wat ons doen, is ons gaan nie in bid nie, want ons wil nie, ons gaan en bid, want ons voel ons moet dit doen om goed genoeg te wees. Ons gaan en lees ons Bybels, want ons voel ons moet. Ons gaan en gee vir die arme ouetjie in die straat, want ons voel skuldig oor ons lewe. Ons wil opmaak, ons wil regmaak, ons wil bewys, ons is goed genoeg, ons gaan harder werk. Ons gaan vir God wys, ons gaan perform. Hy is 'n gelowige ek is 'n gelowige wat God verdien. Ek kan dit doen. Ek gaan perform. En hier's die gat van die val. Voor jy weet, steek jy al jou sondes weg. Want jy kan nie. Jy kan nie menslik perfek wees nie. Jou sondes is daar. Al steek jy dit hoe goed weg. Jy kan hoe goed probeer perform. Al wat gebeur is jou sondes gaan in die donker hoekies van jou lewe en jy steek dit weg in die donkerte. Niemand moet weet nie. Maar jy gee voor hoor, jy perform. Almal dink jy's Christen level 50. Maar jy steek eintlik al jou sondes weg. Die kruis is klein, want jy probeer opmaak vir die kruis. Jy wil perform, jy wil daai gaping vul met jou performance. Kyk, ons almal het spesifieke crutches, ons het goeders waarna toe ons gaan. Dis subtiel, dis spesifiek vir jou lewe, maar dit val in hierdie kategorie. Ergens is een van jou reaksies in hierdie breë kategorie van dis 'n performance. Dis nie real nie. Maar dan is daar ook die onderdeel van daai klein kruisie. Ek weet nie of dit nog daar is nie, daar sê. Die onderdeel van daai klein kruisie. Pretending. Sê, as God se heiligheid jou dryf om te wil hom match, jy wil sy heiligheid match, dan is hierdie ene, jy gee net op. Ek kan nie. My sonde is te veel. Pretending is net, jy het net opgegee. As harder probeer nie werk nie, dan begin jy God se wette minag. Jy begin sê, ag, jy compromise. Ag, dis nie so erg nie. Jy begin verskonings maak. Jy begin tipiese Christen sê, jy lewe die tipiese Christen. Jy lewe, ek is 'n Christen, maar ons geen vrug nie, geen verhouding nie en geen heiligheid nie. Ek dink hierdie is 'n groot probleem in Pretoria. Ons almal is ons Christene. Maar ons weet nie eers meer hoe lyk 'n radikale disipel van Jesus nie. Ons almal is gelowig, want ons almal speel Christen, ons pretend. Ons speel Christen, dis 'n halfhartige Christenskap. Want diep binnekant het ons opgegee. Ons kan nie eintlik, ons het opgegee op die idee van om 'n radikale, sold out believer te wees. Ons het opgegee op daai idee. So ons maak nou maar net of ons gelowig is. En eintlik is dit net 'n halfhartige, weet jy wat gebeur wanneer jy skuldig voel? Nee, dan gaan jy nou skielik weer kerk toe, want jy kort net weer daai bietjie van 'n geestelike inspuiting. Net om jouself weer bietjie te laat goed voel. Net om die leuen, die pretending weer te verkoop in jou kop dat jy is eintlik 'n gelowige. Dus Jesus is nie jou lewe nie, hy's net 'n deeltjie van jou lewe. Hierdie is pretending en hierdie is nog 'n manier wat ons die gaping probeer toemaak. God voel te ver, so ek gee op. Dis nog 'n manier, dis nog 'n geestelike crutch, dis 'n leuen wat jy jouself vertel. Jy pretend.
Jy pretend, jy begin jouself oortuig dat jy okay is vir God, maar jy is regtig nie. Jy is regtig nie. Jy het weggedwaal, jy het weggeloop. Jy het opgegee, jy lees nie God se woord in al sy volheid nie. Jy lewe nie heilige lewe nie. En die belangrikste ding net vir ons om te sien in hierdie diagram, is dat die reaksies, dit maak die kruis so klein. Dit is 'n manier waar ons onsself probeer red. Dit is 'n manier waar jy die gaping tussen jou sonde en God se heiligheid probeer aanvul by Jesus. Jy sit by Jesus. En die rede hoekom hierdie net so gevaarlik is, want of jy gaan 'n fariseer word, of jy gaan dit reg kry om hierdie heilige presence te hê, waar jy alles reg kry, en jy gaan mense oordeel, jy gaan dood wees binnekant. Maar jy gaan mense oordeel, jy gaan 'n whitewashed tomb wees, mooi aan die buitekant, dood aan die binnekant. Of aan die ander kant, gaan jy 'n pretender word, 'n tipiese skynheilige gelowige, wat doen net wat hy wil in die week. Maar hy is 'n Christen en hy kom elke nou en dan kerk toe. Maar binnekant het jy opgegee op wat dit beteken om regtig vir Jesus te volg. Hierdie is die lang antwoord op wat geestelike crutches is. Hierdie is ons aanlas by Jesus. En dis presies wat met die Kolossense gebeur het, toe hierdie valse leraars geïnfiltreer het. En dis presies wat met ons gebeur. En dis hoekom Paulus beklei. So wat is die antwoord dan? Hierdie eerste punt was langer, die volgende twee is bietjie korter en eintlik belangriker. As hierdie die probleem is, as hierdie ons geestelike crutches is, wat moet ons doen? Kyk na wat Paulus vir die Kolossense gee in vers 2 en 3. Lees dit saam met my, dit behoort vir julle op te kom. Ek wil hê julle moet die verse sien en saam met my lees. Kolossense 2 vers 2 en 3. I struggle and toil, that their hearts may be encouraged, being knit together in love, to reach all the riches of full assurance of understanding and knowledge of God's mystery. Alles van God, sy hele mystery, all understanding and knowledge of God's mystery, which is Christ, Jesus. Vers 3, julle hoor wat Paulus sê vir die Kolossense. In Jesus, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Julle sien wat Paulus hier sê, Jesus is die bron van eindelose skatte. Hy is die onuitputbare treasure. Hy is die een wat jou werklik geestelik kan maak. Hy is die een, die bron van alle ware wysheid en kennis. Hy is die een wat jou werklik geestelik maak. Hy is die een wat jou hart kan verander, niks anders nie. Daar is treasures in Christus wat ons nie eers verstaan of kan verwoord, want ons het hom nog nooit eers soveel kans gegee nie. Ons het nog altyd te vinnig gehardloop na ander goed toe, voor ons vir Jesus vertrou om hierdie gaping, hierdie volgende suffering, hierdie volgende ding wat ek tref, hierdie volgende sonde wat ek sien, voor ons vir Jesus 'n kans gee, hardloop ons na ander goed toe. En so ons mis uit op die rykheid wat ons in hom kan ontdek. Die Kolossense het in hierdie gat geval, want soos baie van ons, en ek praat regtig ook met myself vanaand, soos baie van ons, wat met ons gebeur is, Jesus is stap 1. Jesus het my gered. Ek het voor hom neergelê, hy het my sondes vergewe, my lewe was nooit weer dieselfde nie. Jesus het my gered. Maar dan gaan ons van stap 1 en ons dink, ons moet nou aanbeweeg na belangriker goed toe. Na groter dinge toe, na waarlike geestelike goeders toe. Ek is nou gered, maar nou al hierdie ander goed doen, wat Christene doen. Ons probeer so te sê, level 1, ek is nou 'n Christen, level 1, Jesus is nou vir my belangrik, ek is level 1, hy het my gered. En dan na dit probeer ons die rangleer klim van die Christelike lewe. Level 1, level 2, level 3, ek wil die ander goed doen. Sjoe, kyk, daai ou is level 50, yes, ek wil daar uitkom. En Jesus word nie meer vir jou belangrik nie, want hy kan nie moontlik die manier wees hoe ek daar uitkom nie.
Ek moet meer emosioneel worship ervaar. Ek moet meer Bybel lees, ons al die goeders. Dit gaan my daar uitkry. Dit gaan vir my al die wysheid en kennis gee. Dit gaan my 'n sterk gelowige maak. Maar Jesus het my nou ingekry, so ek kan hom aangaan. Nee. Jesus, sien wat Paulus sê, Jesus is die bron van alle wysheid en kennis. Hy is die bron. Moenie laat hulle jou persuade met hulle plausible arguments nie. Jesus is die bron van alle wysheid en kennis. Die onuitputbare skat. As jy vir Jesus het, is jy level 1000, dadelik. En vir altyd. Level 1000 moet die max wees. Okay, daar's nie hoër as dit nie. Het alles. Het alles. As jy vir Jesus het jy alles. Maar ons is soos voeltjies. Om 'n bird feeder. Jy weet, ons gaan en ons pik 'n paar saadjies en dan vlieg ons weg en gaan soek iets anders wat beter is. Nee. Jesus is alles. Kyk wat sê Jesus self. Hy sê in Matteus 13:44, hy sê the kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field, which a man found and covered up, and then in his joy he goes and he sells all that he has to buy that field. Jesus is alles. Maak dit sin vir ons om 'n kus vol skatte te hê, juwele, diamante, parels en vir ons om net die een stukkie goud uit te haal en onsself nie te pla met die res van die skatte wat ons daar het nie. Dit maak nie sin nie, maar dis wat ons doen. Ons moet alles verkoop. Al ons krikke uitgooi en weggooi en besef Jesus is meer as genoeg. Ons moet ons lewens spandeer en in die kus ingooi en ons moet elke stukkie goud moet ons bestudeer, elke juweel moet ons waardeer, ons moet onsself in hierdie kus ingooi en elke element van Jesus en die evangelie waardeer. Want dit is 'n onuitputbare skat en rykheid vir ons lewens. Dis alles wat ons nodig het. Hoor hierdie woorde julle. Dis 'n langer quote. Dis J.C. Ryle. Maar asseblief hoor hierdie woorde. Hierdie is so powerful vir ons. Okay. Hoor wat sê J.C. Ryle vir ons. Dis 'n quote. Lees saam met my. A special faith in our Lord Jesus Christ's person, work and office is the life, heart and mainspring of the Christian's walk and character. Mainspring, alles. He sees by faith an unseen Savior who loved him, gave himself for him, paid his debts for him, bore his sins, carried his transgressions, rose again for him, and appears in heaven for him as his advocate at the right hand of God. He sees this by faith. He sees Jesus and clings to him. He sees his own many sins, his weak heart, a tempting world, a busy devil, and if he looked only at them, he might well despair. But he also sees a mighty Savior, an interceding Savior, a sympathizing Savior. His blood, his righteousness, his everlasting priesthood. And he believes that all that is his own. It's for you. It's for you. An endless sea of riches for my soul. He sees Jesus and casts his whole weight on him. Seeing him, he cheerfully fights on with a full confidence that he will prove more than a conqueror through him, Jesus, that loved him, than through any other alternative. Habitual, lively faith in Christ. So, 'n aanhoudende, vaste geloof in Christus. A habitual, lively faith in Christ's presence and readiness to help you in every and any situation is the secret of the Christian fighting successfully. Jo. Dis die preek. Wil regtig nie meer om te sê nie. Jesus is alles en meer. Jesus is alles en meer.
as jy nie 'n gelowige is nie, wil ek wil 'n geleentheid vat om regtig nou met jou te praat. Want hier in Pretoria dink ons almal ons is gelowig. So ek wil as ietsie van performing en pretending jou hart getref het vanaand. Ek weet van ouderlinge wat al gelowig geword het want hulle het so goed pretend. Dalk sit jy hier en jy weet jy perform of jy pretend. Jy het nog altyd gedink jy's 'n gelowige, maar diep binnekant het jy nog altyd gedink daar's iets fout. Jy het geweet, iets is nie lekker nie. Jy doen meer, jy werk of jy gee op. Ek wil jou uitnooi vanaand. Vanaand is die aand. Jesus wil vir jou sy vergifnis gee. Hy wil jou vra om weg te draai van hierdie goeders wat jy doen om jouself te probeer red. Hy wil jou uitnooi na 'n nuwe lewe. Hy wil sê repent. Hy wil sê draai weg van jou harde werk. Jy kan dit nie doen nie. Jy kan nie jouself red nie. Jou sonde gaan jou altyd domineer. Hy vra jou, kom na my toe. Sien, ek is alles en meer vir jou lewe. Alles en meer. Hy het namens jou kruis toe gegaan. Jy hoef nie te perform en pretend nie. Hy het alles klaar vir jou gedoen. Jy kan net kom ontvang. Kom ontvang hierdie genade. Maar jy moet erken, jy kan nie jouself red nie. Jy moet laat gaan van jou pretending en besef daar's 'n baie belangrike, daar's 'n baie meer radikale Christelike lewe vir jou om te lewe. En jy moet laat gaan van jou performance. Van jou attempts om jouself te probeer red. Repent en draai in geloof na hom toe. Maar die snaakse ding is, die antwoord is vir ons almal dieselfde. Of jy nie gelowig is nie, of jy gelowig is. Selfs al is jy gelowige, bly die antwoord presies dieselfde. Draai na Jesus toe, hy is alles en meer. Hierdie bring ons na die derde punt toe, en dis vinnig. Die opdrag. Die groot opdrag aan die einde, vers 6 en 7. Hoor wat sê Paulus vir hierdie gelowiges. Hy sê, therefore, as you received Christ Jesus the Lord, so as you received him in the beginning, toe jy eers 'n gelowige was, so walk in him, continue in him, rooted and built up in him, established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. So kyk weer saam na die cross chart. Kyk weer saam na daai diagram. Sien julle daai groot kruis heel aan die einde? Die kruis wat die hele gaping volmaak tussen jou sonde en God se heiligheid. Die kruis is alles en meer. Die kruis is die begin en einde van jou Christelike reis. So net soos wat dit was in die begin toe jy eers vir Christus aanvaar het, hou net so aan hom. Hy kan die gaping vul. Maak die kruis groot en gooi daai ander goed weg. Die ander vertaling sê hierdie vers so mooi. Ek het dis bietjie losser, maar dit is so mooi. Dit sê just as you accepted Christ Jesus as Lord, you must continue to follow him in that way. Let your roots grow down deep into him, and let your lives be built on him. Then your faith will grow strong in the truth that you were taught. Let your roots go deep down into him, and your faith will grow strong. Wat is ware geestelikheid? Wat is dit om 'n powerful gelowige te wees? Om 'n radikale sal, wat beteken dit? Wat is daai? Dis ons almal wat aan Jesus vashou alleen. Niks anders nie. Jesus maak jou daai. Jesus gee jou sy lewe. Sy lewe word jou lewe. Hy gee vir jou alles. En as jy sterk wil groei as 'n gelowige, gooi jou wortels in hom. Dink aan 'n boom. As jy wil vrugte dra, druk jou wortels in Christus en groei daar, en dan gaan jy vrugte dra. Maar enigiets anders gaan daai boom doodmaak. Ek wil dit net duidelik maak, as jy vanaand sit, as jy sit in 'n geestelike depressie, as jy voel God is weer ver,
en jou lewe is droog en koud en dood, sien vanaand, die antwoord is Jesus. Net dan, as ons regtig gaan mediteer, gaan reflekteer, gaan soek na hom, gaan terugdraai na die kruis toe, net dan kan ons weer 'n brandende, passievolle, radikale lewe vir Jesus. Hy gee dit alles vir ons. En hoe dit lyk is ons loop in hom, ons volg hom net soos wat ons hom gevolg het in die begin. En so ek wil jou uitnooi. Toe jy eers jou lewe gegee het vir Jesus, toe jy het gerepent, jy het gesê ek's jammer en toe glo jy in hom en iets het gebeur. Hoekom hou ons op? Ons moet aanhou repent and believe, reg deur ons lewe. Ons beweeg nie verby Jesus nie. Wanneer jy weer sonde ontdek, repent and believe, gaan weer en gaan na Jesus toe en sê Jesus, ek is jammer, ek kort u kruis. Kom red my weer, kom vat vir hierdie sondes weg, gaan weer dood en glo dat hy dit doen namens jou. Moenie ophou nie, dit repent and believe, dis hoe ons dit gedoen het in die begin, en as ons dit aanhou doen, dan druk ons wortels diep in Christus, en ons ontdek, reg deur ons lewens ontdek ons meer van hom. Ons ontdek meer van hierdie rykheid in hom, the all treasures of wisdom and knowledge, ons ontdek meer van hom. En ons lewe, die werklike ryk lewe. Ons lewe 'n werklike ryk Christelike lewe. So ons moenie ophou nie. Ek glo in 'n nood vir 'n revival. 'n Revival in Pretoria. 'n Revival onder Afrikaanse mense wat moet wegdraai van hulle geestelike krikke. En werklik weer Jesus hulle alles maak. Hoor wat sê John Owen, is nodig. Nie net vir Pretoria nie net vir kerke nie, maar vir jou persoonlik, vir jou geestelike lewe om 'n revival te beleef. Hoor wat sê John Owen. Hy sê the one thing most needed in our recovery and revival is a steady view of the glory of Christ in his person, grace and office through faith. A constant, lively exercise faith in him as he is revealed to us in Scripture. This is the only way to be revived and to receive such grace as will keep us fresh and flourishing even in old age. Soek jy 'n geloof wat standvastig is en sterk is, dan moet ons wortels in Christus insit. Ek wil net weer sê, ek maak nie saak waar jy jouself vind vanaand nie. Maak saak hoe diep in daai donker gat jy is nie, Jesus is genoeg. Maak saak hoe waardeloos jy voel nie, maak saak hoe ver God voel nie, maak saak hoe donker jou gedagtes is nie. Maak saak hoe swaar die pyn is wat jy nou beleef nie. Gaan soek vir die antwoord in Jesus. Selfs in ons pyn, in ons suffering, ontdek ons 'n redder wat ook gesuffer het. Gaan vind dit by hom. Gaan pleit uit na hom toe. Ek nooi ons uit as aandiens. Kom ons begin nie met Christus en dan draai ons weg van hom af nie. Daar is niks beter as hy nie. Kom ons begin in hom en hou vol aan in hom. Amen. Kom ek bid vir ons. Vader, daar's soveel dinge, Vader, wat ek nie kon sê nie. Maar Vader, asseblief, Heilige Gees, werk nou hierdie boodskap in ons hart in. Vat hierdie boodskap van ons koppe na ons harte toe. Wys ons 'n nood vir Jesus. Wys ons al hierdie geestelike crutches waarop ons leun. En gee ons moed, gee ons 'n geloof in Christus wat ons sterk genoeg maak om al hierdie goed weg te gooi en om vas te hou aan hom. Vader, ek wil bid vir spesifieke harte wat vanaand voel, hulle soek hierdie. Ek wil vra dat U hulle sal roep na 'n verhouding toe waar hulle kan disipel word. Na 'n gemeente toe, soos hierdie waar hulle 'n pad kan stap met mense wat hulle kan disipel en al die rykheid van Jesus kan wys. Waar hulle nie aangaan sonder gemeenskap of die kerk nie, maar waar hulle werklik U volg in gemeenskap met die kerk en met die mense. Vader, ek wil bid vir daai harte dat hulle sal kom.
Dat hulle sal sien wie Jesus is en wat hy vir hulle gedoen het. Ek bid in Jesus naam alleen. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.